Over all the earth you reign on high, every mountain stream, every sunset sky. But my one request, Lord, my only aim, is that you reign in me again. Lord, reign in me, reign in your power over all my dreams. In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again? Over every thought, over every word, may my life reflect the beauty of my Lord. You mean more to me than every earthly thing. So won't you reign in me again? Lord, reign in me, reign in your power over all my dreams. In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again? Over all the earth you reign on high, every mountain stream, every sunset sky. But my one request, Lord, my only aim, is that you reign in me again. Is that you reign in me again. Is that you reign in me again. Ons lees saam uit Lukas 14 vers 33 uit die 1953 Afrikaanse vertaling. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Daar is die merkwaardige verhaal van die sendeling wat sendingwerk gedoen het op 'n eiland naby Australië. Hy sê die inheemse bevolking was aardsdiewe. Hulle het alles wat hulle sien gesteel. Hulle het selfs hulle kinders geleer om te steel. Die kinders is pak gegee as hulle gevang word wanneer hulle steel. Hulle het alles van hom gesteel. As hy weer sien, is sy bliksnyer weg. En as hy weer sien, dan dra iemand die bliksnyer om sy nek. Al sy ander goedjies is net weg, en as hy weer sien, een dra dit hier aan die ore, sy hemde word gesteel, en as hy weer sien, dan dra hulle die hemde. Die slegste van hom was sy pynappeltuin gewees. Hoe hy ook al probeer om iets van die pynappels te kry, dis net te vergeefs. As hy sien daar's 'n pynappel wat amper ryp is, dan probeer hy dit met gras bedek. Maar as hy weer sien, is die pynappel gesteel en is dit weg. Dan het hy met hulle geraas en geskel en getwis, en hulle het hom die kwaai man genoem. En hy het by homself geredeneer, as dit net 'n beter klas mens was, dan sou hy 'n beter sendeling kon gewees het, en daar sou beter resultate gewees het. En geliefde, sommer by hierdie punt wil ek 'n toepassing maak. Dink ons nie ook dikwels so? As my omstandighede net beter was, dan sou ek 'n beter Christen kon gewees het. As ek net in 'n ander dorp was, ag, as my werksmense net meer aangenaam was. As ek net 'n beter man gehad het, 'n beter vrou gehad het, sou ek 'n beter Christen kon gewees het, 'n beter gemeente gehad het, 'n beter pastoor gehad het, dan sou ek nie so lou gewees het soos wat ek tans is nie. En hierdie sendeling was later desperaat. Hy het gevoel alles wat hy doen is 'n mislukking, hy's moedeloos, daar's geen vrug op sy arbeid nie. En toe terwyl daar 'n gapinkie was, dat hy kon weggaan vir 'n tydjie, het hy 'n diens bygewoon van 'n man wat gepreek het oor gee alles vir Jesus. En hy besef dit is sy behoefte en sy probleem. Hy het nog nooit alles vir die Here gegee nie. En daar het hy besluit, hy gee alles vir die Here. Hy kom terug op die eiland en hy maak 'n aankondiging en hy sê dat hy het sy pynappeltuin vir iemand anders gegee. Dadelik wou die inboorlinge weet, vir wie het hy dit gegee? Hy sê, ek gaan nie nou sê nie, ek sal eers môre sê.
Hy sê daar die hele nag het hulle rondom die tuin gesit, hy het dit waargeneem, want nou is hulle te versigtig om te steel van daardie pynappels, want sê nou net dit behoort aan die toerdokter, dan is hulle in die moeilikheid. Sê nou net hy het dit weggegee vir die hoofman, dan is hulle in die moeilikheid. En die volgende dag het hy aangekondig en gesê, hy het dit vir sy God gegee. En die eerste vraag wat hulle gevra het is, kan hy in die donker sien? Hy sê ja, hy sien alles, hy sien oral. Is jou God 'n groot God, het hulle gevra. Hy sê ja, hy's 'n magtige groot God. Hy beheer alles. Hy beheer die reën se val. En die gevolge was dat 3/4 van die mense op hierdie eiland het uit respek en uit vrees vir sy God niks verder gesteel nie. Maar 1/3 het hulle nie daaraan gesteur nie en net so voort gegaan. Maar iets het gebeur. Hierdie pynappels en al sy besittings het nou aan die Here behoort, want hy het dit regtig, wettiglik vir die Here gegee. Iets gebeur met hulle, of hulle raak siek, of daar's 'n snaakse ding wat gebeur. Hy sê, dan bring hulle dit terug. Die volgende dagoggend, dan lê al daardie besittings wat hulle in die nag gesteel het, dan lê dit voor die deur. En hy was ook nie meer so kwaai nie, het ook nie meer so met hulle geskel nie. Hulle sê toe vir hom, jy's nie meer die kwaai man van vroeër nie. Jy is nou soos die een van wie jy ons vertel het, soos wie ons moet word. Het jy dalk nou 'n Christen geword? Dis nogal effens komies by die aanhoor van hierdie gedagte. Soms dan verloor hy weer sy meer. Dan besef hy het weer die dinge teruggevat. Dan gee hy dit weer terug vir die Here. Maar die wonderlike nuus is, toe kom daardie mense tot bekering. En 'n wonderlike werk het tot stand gekom. Loof die naam van die Here. En geliefdes, dit is die boodskap vanuit daardie sendingssituasie ook vir my en vir jou. God het een standaard vir sy disippels en dis 'n hoë standaard. Daar is nie 'n ander standaard vir die dominee, vir die pastoor, vir die evangelis nie. Jesus sê, Markus 13 vers 37, wat ek vir julle sê, sê ek vir almal. Lukas 14 vers 33 wat ons hier saam gelees het sê, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Die groot vraag vandag is, het jy al jou pynappeltuin vir die Here Jesus Christus gegee? Hoe is daarom maar lekker en maklik om die Here te dien wanneer alles goed gaan en alles so mooi is en ons kan Christelike liedere sing en ons alles so saam in 'n bondel kan doen en daar is geen teestand en daar is geen prys te betaal nie. Maar Christenskap vra die hoogste en die grootste prys van my, dat ek sal afstand doen van alles wat ek besit en alles sal afsterwe en Christus Jesus sal navolg. Ek het hier in my Bybel langs hierdie vers geskrywe. Al sy besittings waarvan hy moet afstand doen. Alles wat binne in my vel is en alles wat buitekant my vel is, wat aan my behoort en waar my invloed strek, gee ek af. Gee ek aan die Here. Dit kom hom toe en dit behoort aan hom. Ten opsigte van die skares wat Jesus gevolg het. Dit was maklik geweest wanneer Jesus brood gegee het en wanneer Jesus hulle siekes gesond gemaak het en Jesus wonders en tekens gedoen het en hulle kon luister na sy mooi preke, maar op 'n dag het Jesus omgedraai en hierdie woorde tot die skare gespreek wat hom so maklik gevolg het. Daar's 'n hoë standaard om waarlik my disipel te wees. En dit is om alles af te lê en Christus eerste te stel in jou lewe. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie teks en wat ons alles moet af lê. Kom ons begin om te sê jou regte. Daar's soveel menseregte vandag en almal praat oor die menseregte. Dis niks anders nie as die viering van humanisme, die ek self is God van my lewe, maar die gekruisigde lewe in Christus
beteken dat ek alle regte aflê en ek het net voorregte. Hoe dank ek God vir die baie voorregte wat hy vir my en vir jou gee. Nog 'n ding is my reputasie, is my naam, wat ander van my dink en ander se opinie oor my geliefdes, as ek die Here Jesus navolg en doen wat hierdie woord sê, moet ek en jy ons nie stuur aan die reputasie en aan dit wat hulle van ons sê nie. Die wonderlike dinge het begin gebeur toe daardie sendeling alles afgegee het aan die Here. 'n derde ding is my tyd. Johannes Fasius was 'n wêreldklas voorbidder gewees en hy het gesê hierdie programme en hierdie gehardloop en hierdie vol lewe is niks anders nie as 'n teken van ongeloof. Rus in die Here, gee ook dit af aan die Here. My politiek, Suid-Afrika, jou land waar jy ook al mag wees en waar jy burgerskap mag hê, ons gee dit in die hand van die Here. Waarom sal ek my langer bekommerd oor asof dit my land is? Ek gee dit ook af vir die Here. My reg op lewe, Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Al my besittings, al my geld, alles behoort aan hom. Ek het gesterwe en Christus leef nou in my. My reg om verstaan te word. Ons almal wil tog so graag verstaan word. Ons wil so graag onsself verdedig. Ek wil my standpunt stel dat die mense net kan verstaan hoe ek dink en waar ek kom aan dit wat ek glo en verkondig. 'n Tyd gelede het ek so behoefte gehad om vir Christo Botes te bel, Dominee Christo Botes. Hy was een van die predikante van destyds uit die historiese kerk wat hom laat doop het en 'n gemeente onder die baptiste begin het. Groot sukses gehad en ek het destyds ook daar bietjie besoek en terwyl ons daar in Namakwaland was en omgewing het ons sy kasetbandjies destyds ontvang en baie by hom geleer en ek dank die Here God vir so 'n man. En hy is nou al afgetree, nie heeltemal gesond nie, en ek wou graag met hom net gesels, en net vir hom sê wat hy vir my beteken het, en ons het lekker gesels, maar hier so aan die einde, sê hy sommer net so uit homself uit 'n ding, en hy sê, moet jouself nie verduidelik aan ander nie, moet jouself nie verduidelik, jy doen net wat die woord sê. Die hoogste gesag en autoriteit is agter my wanneer ek doen wat God se woord sê en niemand hoef dit eers te verstaan nie. Nog iets wat ek moet aflê is my reg om goed behandel te word. Die vroeë gemeente is geslaan en hulle het nie gesê, julle moet ons goed behandel, kyk hoe sleg behandel julle ons nie, julle sal moet verskoning gaan aanteken. Net die Here gaan prys dat hulle waardig geag was om vir sy naam te mag lei. Ek lê af en ek gee vir my God al my geld, al my besittings. Baie steel God se deel vandag, want hulle gee nie God se deel. En nou moet jy vir my baie lief wees wat ek gaan sê. Iemand het gesê, vele mense ry met gesteelde motors, dra gesteelde pakke klere, woon in gesteelde wonings, want daardie geld is die geld wat hulle by God gesteel het, wat die Here se deel was, wat hulle vir hulle self gebruik het. Nog 'n saak wat ek moet aflê is my gevoel. Pastoor, ek het mos ook 'n gevoel. Ek sê nie as jy gesterf het nie. Om moeg te word. Al is ek hoe moeg, sal ek dit nie wys nie. Ek sal vir die Here opoffer tot dit neerslaan. En u moet dieselfde gesindheid hê. Ons kan maklik sien of iemand al gesterf het. Ons kan maklik sien of iemand afstand gedoen het van alles
Want hulle wil tog net nie moeg maak vir die Here nie. Hulle wil tog net nie inspann vir die Here nie. Moet hulle tog net nie iets vra om vir die Here te doen nie, maar laat dit kom op die sportterrein. Dan moet jy daarom sien, hoe sal hulle oefen? As hulle daar by die gimnasium kom, hoe die sweet sal tap en die tonge sal uithang. Maar as dit kom by die Here, moet hulle tog net nie moeg gemaak word nie. Die gevolge, die toets. Ons sal kan sien of iemand waarlik alles oorgegee het aan die Here. Nommer 1, jy sal nie twis nie. 2 Timoteus 2 vers 24 sê hierdie woorde: En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Jesus sê, as hulle jou onderkleed van jou afdwing, gee ook die boekleed, Matteus 5 vers 40. Tweedens, ek kan nie my humeur verloor as ek alles vir die Here gegee het nie. Ek het nog nooit gesien by enige van die begrafnisse waar daar 'n kus voor in die kerk was, dat die lijk iewes skielik daar opspring en sy humeur verloor en daar ontplof nie. Inteendeel, hy is maar baie kalm, want hy het gesterf. Spanning en stres, ek het mos alles vir die Here gegee. U wat daarmee gepaard gaan, gee dit vir die Here. Jou situasie, jou saak, gee dit net so oor vir Jesus. Sy skouers kan baie laste dra. Jesus neem my laste en hy rol dit in die see. Rol die laste van jou skouers af op Jesus. Ek sal nie suinig wees nie, hoe sukkel mense om die Here se deel te gee. Die rede is net, alles behoort nog aan hulle, maar as ek weet alles behoort aan die Here, ek is net die bestuurder daarvan, dan kan ek maklik dit laat gaan in die rigtings waarheen hy my ook lei om dit te gee. Ek soek nie my eie voordeel nie. Waarom gaan die wêreld so te kere? Want dit gaan net oor hulle self, oor hoe hulle bevoordeel kan word. Daarom is daar 'n toi gedurig in ons mooi land, en daarom is daar gedurig protesaksies en stakings, en is dit 'n rommel strooiery en vulgoed dromme word uitgegooi op die strate. Plunder mense, beskadig hulle die eiendomme in optogte, en die rede is, ek moet my bevoordeel. Daarom baklei mense, stry mense, vloek mekaar, sê mekaar sleg. Die standaard van die Nuwe Testament, Paulus, die geheiligde man, wat saam met Christus gekruisig is, wat sê ek leef nie meer nie. Sy standaard is, net soos ek almal, in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van ander, sodat hulle gered kan word. 1 Korintiërs 10 vers 33. Ek wil afsluit. Ek kan nie jaloers wees op ander nie. Ek kan nie naaiwerig wees op ander nie. Ek is bly as dit met hulle goed gaan, sê 1 Korintiërs 13, loof die naam van die Here. Ek sluit af met hierdie woorde en ek daag jou uit vandag, 1 Korintiërs 15:31, uit die mond van Paulus. Dag vir dag sterf ek. Elke dag moet ek nuut weer sterf. Alles weer oorhandig. Ek leef nie meer nie, sê Paulus, maar Christus leef nou in my. Geliefde, ek weet hierdie standaard is hoog. Ons hoor dit min, as u dit al ooit gehoor het. Makliker onderwerpe. Maar geliefde, ek en jy moet laag sak en ons moet sterwe aan diself. Dis die standaard van waaragtige disippelskap, sê Jesus. As jy reg, kan ons pynappeltuine, kan ons dit vir die Here gee vandag. En dan bid ek vir ons rondom dit. Here ons God, ons kom na U. En ons hoor die standaard van die Nuwe Testament. Ons hoor die standaard van Lukas 14:33, wanneer Jesus sê, wie nie afstand doen van al sy besittings, kan my disipel nie wees nie. Here, ek wil U disipel wees. Elke luisteraar wil U disipel wees, en daarom gee ons alles af. Al daardie aspekte wat genoem is, alles wat binne in my vel is,
my geestesaktiwiteite, my liggaam, alles wat buitekant my vel is, my besittings, my geld, my vermoëns, Here, aan U geoorhandig, soos daardie sendeling destyds op daardie eiland naby Australië. Alles, Here, I surrender all, alles aan U oorgegee, om dit nie weer terug te vat nie, maar voluit toe te laat, dat U in my lewe regeer en heers. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ons kan nie so 'n geleentheid laat verbygaan. Daar is mense wat nog buitekant staan, wat nie eers gered is nie. Ek wil jou vandag die geleentheid gee om jou hart vir Koning Jesus te gee, vir jou 'n dag en 'n datum en 'n oomblik van beslissing te kry en te sê, hierdie dag is my dag van volkome oorgawe aan die Here. Bid dan hierdie gebed in alle opregtheid uit jou hart en soek die Here in hierdie gebed en bid en sê dan, Hemelse Vader, ek kom na U. Ek wil graag U kind wees. Vergewe my al my sondes, alles wat ek gedoen het, alles wat ek verkeerd gesê het, alles wat ek verkeerd gedink het, wat ek versuim het om te doen. Red my deur die bloed van die kruis. Ek glo dat Jesus Christus op die kruishout gesterf het en vir my betaal het. En nou nooi ek U, Jesus Christus, Seun van God, Redder en Middelaar en Verlosser en Saligmaker, in my lewe in, as die Here van my lewe en my bestaan. Neem besit van my hele wese. Skenk my die wedergeboorte, deur die wederbarende krag van U Gees. Skryf my naam in die boek van die lewe. Maak my U kind. Gee my die krag en die genade om U te volg tot die einde. Maak U self vir my 'n werklikheid. Here, vat my hand en leer my om U te volg. Help my om kort rekeninge met U te hou. Help my, Here, om U woord te lees, te mediteer en te bid, Here, en my tussen die kinders van die Here, die ware disippels te skaar. In Jesus naam. Amen. Alles offer ek aan Jesus, al geheel gee ek my oor. Ek vertrou Hom nou volkome, al dag volg ek in sy spoor. Alles offer ek, alles offer ek, alles aan my diebre Heiland, alles
alles offer ek. O, alles